Dawid is 'n jong seun wat elke dag sy pa se skape oppas. Hy is die skape se herder en 'n goeie herder sorg dat daar niks met sy skape gebeur nie. Dawid sorg dat daar geen wilde diere sy pa se skape vang nie. Dawid het nog 7 broers en hulle is soldate. Hulle maak oorlog teen die Filistyne wat nie wil ophou om hulle beeste en skape te kom steel nie. Dawid wil ook graag gaan veg, maar hy is nog hopeloos te jonk. Sy werkie is om by sy pa te bly en die skape op te pas. Eendag sê Dawid se pa vir hom: "Dawid, my seun, sal jy asseblief vir jou broers kos wegbring, want hulle kos is seker al amper op. Vind ook sommer uit of hulle nog almal gesond is en of dit met hulle goed gaan." Dawid kan nie wag om te gaan nie, want dan kan hy nou self sien hoe dapper sy broers is en hoe hulle oorlog maak. Uiteindelik sien Dawid al die dapper soldate. Hulle lyk vir hom so mooi in hulle oorloguniforms. Die Filistyne staan aan die een kant en die Israeliete aan die ander kant. Maar toe hoor Dawid iemand met 'n vreeslike stem 'n geraas maak. Hy kyk en toe sien hy 'n yslike Filistyn naderkom. Die man is baie groot. Hy word Goliat die reus genoem, want hy is baie sterk. In sy een hand hou hy 'n groot spies. Dawid sien dat die Israeliete baie bang vir Goliat is. Skielik begin die reus op die Israeliete skreeu: "Haai julle armsalige Israeliete, kom 'n bietjie hier na ou Goliat toe, sodat ek julle 'n paar warm klappe kan gee. Kom aan, kom ons gaan 'n ooreenkoms aan. Kies enige man om teen my te veg. As ek wen, is die Filistyne baas. Maar as julle man wen, dan is julle baas. O, julle spul patetiese ou mannetjies. Toe nou stuur enige man en ek sal hom opvrommel. Ag, toe kom nou na ou Goliat toe. Julle is mos nie papbroeke nie." Goliat sê allerhande lelike dinge van God ook. Die Israeliete sidder as hulle Goliat sien. Hy is so 'n ongeskikte ou buffel en buitendien, wie wil nou teen 'n reus gaan veg? Maar Dawid kan dit nie verstaan nie. Hy kan nie verstaan dat die Israeliete toelaat dat Goliat sulke lelike dinge van God sê nie. Hy sê vir die soldate: "Waarom is julle so bang vir daardie ongeskikte reus wat ons God so beledig? Ek is nie vir hom bang nie. God is mos baie sterker as daardie ou mislike reus. Ek sal teen hom veg." Die soldate lag vir Dawid. Hierdie kind het nie 'n idee waaroor oorlog gaan nie en nou wil hy teen die reus Goliat kom veg. Dawid se broer sê vir hom: "Dawid jong, gaan liewer terug na pappa toe en gaan pas jy die skape op. Dit is waar jy hoort, nie hier tussen hierdie soldate nie." Maar Dawid sê: "Ek weet dat ek met God se hulp die reus sal verslaan. Gee my net 'n kans asseblief." Uiteindelik neem die soldate vir Dawid na koning Saul toe. Maar toe die koning vir Dawid sien, sê hy teleurgesteld: "Maar Dawid, jy is dan net 'n jong seun. Hoe kan jy nou teen so 'n groot reus veg? Hy sal jou net een kyk gee, dan slaan jy mors dood neer." Maar Dawid gee nie moed op nie. "Koning Saul, eendag wou 'n leeu my pa se skape vang en toe het God my gehelp om die leeu dood te maak. Ek weet dat God my weer sal help." Uiteindelik stem koning Saul in dat Dawid teen Goliat kan veg. Dawid het net sy slingervel by hom.
maar hy kan baie goed gooi daarmee. Hy gaan tel 5 mooi ronde klippies op uit die rivier en kom reguit na Goliat toe gestap. Die soldate word al hoe stiller en stiller. Wat gaan nou gebeur? Toe Goliat vir Dawid sien, bulder hy soos hy lag. Wie dink jy nou miskien is jy? Gaan jy nou van my met jou ou slingervelletjie kom doodmaak? Jy dink seker ek is 'n ou klein hondjie wat jy met 'n stok kan wegjaag? Vandag gaan ek al jou beentjies en jou ou lyfie breek. Maar Dawid kyk die reus Goliat vierkantig in die oë en sê, Goliat, jou gemors. Al het jy 'n swaard en 'n spies, sal die Here my help. Dawid sit rustig 'n klippie in die slinger en hy swaai die slinger 'n paar keer in die ronde. En toe trek die klippie deur die lug. Netjies tussen Goliat se oë. Goliat begin stadig wankel en daar slaan hy soos 'n os op die grond neer, mors dood. Die Filistyne kon eers nie hulle oë glo nie. Dit kan mos nie waar wees nie. Hoe kan 'n jong seun nou die groot reus Goliat verslaan? Toe die Filistyne besef dat Goliat regtig dood is, hardloop hulle almal weg, want hulle wil nie hê die Israeliete moet hulle baas wees nie. Die Israeliete is so bly oor Dawid se oorwinning. Koning Saul en die soldate dra vir Dawid hoog op hulle skouers en hulle sing uit volle bors. Van toe af het Dawid by koning Saul gaan woon. Dawid het geglo dat God hom sal help en God het. Kom ons sê dankie vir die Here dat hy ons altyd help as ons hom vra. Here, help my asseblief om niks sonder u hulp aan te pak nie en altyd op u te vertrou.